Welkom, dit is weer tyd vir Vra Jou. Die volgende episode van Vra Jou Vraag begin nou. Ons eerste vraag kom van een van ons kommentare af. Hier is vir jou 'n vraag. Dink jy dit is beter vir 250.000 Afrikaners om na Orania te trek of na Amerika toe oor die volgende 3 jaar? Sal hulle beter af wees in Orania of in die VSA? Sal hulle kinders veiliger wees in Afrika of in die VSA? Sal hulle toekoms meer rooskleurig in Orania of in die VSA wees? Goeie vraag en baie relevant tot die huidige gesprek. Kom ons gee 'n bietjie 'n tree terug en kyk na waar die Afrikaner vandaan kom. Ons voorouers was self immigrante gewees. Mense uit Frankryk, Nederland, Duitsland wat hier in Suid-Afrika kom vestig het. Hulle het egter nie Franse of Nederlanders gebly nie en 'n nuwe volk is hier gebore. Saam het hulle getrek, gesoek en geveg vir 'n eie tuiste. Ons mense het gebou en ontwikkel in hierdie land, maar het ook bloed gestort en gesterf vir hierdie land. Diegene wat vir Afrikaner vryheid geveg het nie 'n luukse lewe gelei nie. Inteendeel het die boere deur baie moeilike tye gegaan. En nog nooit in die Afrikaner se geskiedenis was daar 'n tyd waar een persoon vir almal kon praat nie. Dink aan al die verskillende trekroetes wat geneem is. Die een wil daai kant toe trek, terwyl daai een weer hierdie kant toe wil trek. Dink aan diegene vir wie dit beter was om deel van die Engelse kolonie te bly. Dink aan die boereoorlog, waar sommiges wil veg tot die bitter einde, sommiges heeltemal net klaar met die oorlog wil wees en hulle hande in die lug opgooi. Sommige sluit selfs by die vyand aan, wat beter vir hulle en vir hulle gesinne kan sorg. Dit is van die moeilikste tye wat ons mense al ooit moes deurgaan. Ons vrouens en kinders word uitgehonger en vergaan in konsentrasiekampe, terwyl die boere mans teen 'n onuitputbare Britse mag oorwinning probeer behaal. Wanneer dit so sleg gaan met ons mense, dan begin ons vir ons oplossing soek. Wat is die vinnigste manier wat ek my vrou en kind uit daardie kamp kan kry? Waar is my seun veiliger? Op die slagveld? Of in 'n Britse stad. Vandag sit ons mense weer in 'n baie moeilike situasie. En ek dink dat as ons eerlik met mekaar is, dan weet ons dat die oplossing nie vir almal ewe eenvoudig is nie. En wanneer ons kyk na die groter prentjie, dan sien ons dat die oplossing nog nooit vir almal dieselfde was nie. Maar wat ons ook sien in die groter prentjie is dat die Afrikaner as 'n volk telkens bly voortbestaan het danksy diegene wat bereid was om alles te gee vir vryheid. Daarom voel dit vir my soos 'n plig om vandag nog vir daardie vryheid op te staan. Noem my miskien 'n idealis, maar ek sien 'n toekoms vir die Afrikaner waar ons volk nie afhanklik van 'n ander is nie, maar op ons eie 2 bene kan staan. Ek sien 'n wêreld waar my kinders in Afrikaans grootgemaak kan word en sonder kontroversie hulle huistaal by die skool kan praat. Wat wanneer hulle ouer word by Afrikaanse universiteite kan studeer. Ek sien hulle in 'n wêreld groot word waar hulle met trots oor hulle geskiedenis kan leer en monumente van hul boerehelde in hulle eie gebied kan oprig, waar hulle sonder skaamte kan bid en die Here kan loof in Afrikaans. Enigiets anders as hierdie ideaal is vir my tweede prys. Die Afrikaner is 'n volk en elke volk kort 'n eie plek. Die wiskunde is eenvoudig. Nou goed, of daardie plek Orania is, kan ons nog oor gesels. Maar een ding weet ek verseker, en dit is dat die Afrikaner volk se plek iewers in Afrika is. Wat ons in Orania gedoen het, is om daardie plek te begin voorberei. Orania se doel is nog altyd om 'n groeipunt vir die Afrikaner te wees. 'n Groeipunt wat stelselmatig moet ontwikkel, groei en groter word. Nou jy is heeltemal reg. Hier is nog nie plek vir 250.000 Afrikaners om môre hierheen te verhuis nie. Maar daar is wel die geleentheid vir 250 Afrikaners om nou al te begin help om hierdie plek gereed te maak, om hierdie groeipunt te help ontwikkel. Dinge gebeur nie sommer net van self nie. Ons moet eenvoudig net ons eie moue oprol en vir ons 'n tuiste skep. Of die VSA vir individue voordele inhou, is daarin geen twyfel nie. Die VSA is uiteraard 'n eerste wêreldland. Suid-Afrika kan nie regtig op daardie vlak kompeteer nie. En natuurlik is daar baie mense wat na die VSA of elders verhuis, wees dit vir 'n hoër lewensstandaard of beter omstandighede of veiligheid of wat ook al. Dit is moeilik om iemand kwaadlik te neem wat die groener gras aan die ander kant verkies. Ek sê dis nie dat jy 'n hoër lewensstandaard in Orania of in Suid-Afrika gaan hê nie. Ek sê wel dat hoe meer Afrikaners van mekaar en van hul tuisland af wegtrek, hoe groter verlies ly die volk. Ek deel graag 'n voorbeeld uit 'n stuk wat ek in 2023 geskryf het. Sou Suid-Afrika Ossewa wees,
sou dit een wees wat tans stil staan. Inteendeel, 'n mens kan self sê dat dit 'n ossewa is wat alreeds begin agteruitrol. Tans sien ek 3 hoofuitgangspunte rakende hierdie probleem. Die eerste hiervan is om die probleem bloot te ignoreer. Hier sit die voortrekker steeds op die wa met sy oë toegeknyp, terwyl die osse hom waarborg dat die wa wel op pad vorentoe is. Miskien is die trekker selfs ingelig dat daar geen beweging is nie, maar dit is in elk geval nie sy werk nie. Dit is mos die osse se werk om die wa vorentoe te trek. Die tweede strategie is ideaal vir 'n sinkende skip. Spring af. In hierdie geval sien die trekker dat sy osse dit nie deur die drif gaan maak nie, en hou dan sy oë oop vir die beste alternatief. Iewers in die verte sien hy 'n wa beweeg. Hy los dan sy wa agter om op daardie een te gaan ry. Dit verg natuurlik 'n bietjie moeite en tyd om agter 'n wa aan te draf, maar as hy eers daar is, dan beweeg hy weer. Die prys vir beweging in hierdie geval is alles wat oorspronklik aan hom behoort het. Op die nuwe wa is hy 'n vreemdeling en moet aanpas en integreer om daar toegelaat te word. Die derde strategie is om skouer aan wiel te sit. Die trekker wil beweeg en sien dat die osse nie in staat is om dit self te verwesenlik nie. Die koste verbonde aan beweging in hierdie geval is eenvoudig net moeite en deursettingsvermoë. Die trekker is bereid om aande deur te stoot want hy wil op sy wa weer aan die beweeg kom. Dit is miskien 'n langer proses met meer gesukkel, maar hy weet dit is meer volhoubaar as om te sit en terugrol en ook meer volhoubaar as om op iemand anders se wa te gaan spring. Daarom moet ons elkeen onsself die volgende vraag vra, met direkte verwysing na Suid-Afrika se huidige probleme. Misken ek die probleem en plaas ek my vertroue in die osse? Vermy ek die probleem en gaan geniet die voordele van 'n ander? Of herken ek die uitdaging en sit skouer aan wiel? Verskoon die onderbreking, maar ons moet net gou vir jou sê, op hierdie kanaal deel ons allerhande nuus, gebeure en lekker dinge in Orania. As jy hou van wat jy sien, maak seker dat jy nooit iets mis nie en klik op subscribe en teken in by die Orania beweging. As jy graag ons werk hier wil ondersteun, oorweeg dit om aan te sluit as 'n lid van die Orania beweging of 'n eenmalige donasie te maak. Skakels na al hierdie platforms kan gevind word in die boksie hieronder. Goed, terug na die video. David van Sail vra, hoe maak ek om een van die 2500 mense te word wat R1000 skenk vir die skuif van die standbeeld? Wel, jy kan so maak deur op hierdie knoppie te klik. Vir die van julle wat nie weet nie, Orania is besig om sy eie Paul Kruger standbeeld te finansier. Hierdie standbeeld gaan 'n presiese replika wees van die beeld wat tans op Kerkplein staan. Ongelukkig word Afrikaner geskiedenis, Afrikaner simbole en Afrikaner erfenis nie gerespekteer of bewaar deur die owerhede in Suid-Afrika nie. Die beeld van Paul Kruger op Kerkplein is 'n gereelde teiken vir vandale en ekstremiste. Die beeld is al rooi geverf, groen geverf, aan die brand gesteek, besteel en stukke is selfs net afgebreek. Om hom te beskerm, is oom Paul vandag agter tralies toegesluit. Nou dink gou vir 'n oomblik aan die ironie daarvan. As gevolg van die aksies van vandale en diewe en ekstremiste soos die EFF, is dit die standbeeld wat eintlik agter tralies moet sit. Wanneer ons erfenis nie gebreek of besteel word nie, dan word dit letterlik toegesluit in Suid-Afrika. Nou aan die een kant is dit totaal onaanvaarbaar. Aan die ander kant beklemtoon dit die verantwoordelikheid wat ons, gewone Afrikaners, het om ons eie erfenis te beskerm. In Orania koester ons erfenis. Ons weet dat daardie beeld op Kerkplein baie veiliger sal wees in Orania en daarom rig ons eie Paul Kruger beeld op. Hier sal oom Paul nie agter tralies hoef te staan nie, maar hier sal hy pronk op 'n Afrikaner stadsplein in 'n Afrikaner stad. Om hierdie projek te finansier, word mense uitgenooi om stene vir die standbeeld te koop. Een steen kos R1000 en jou naam word opgeskryf as een van die amptelike oprigters van Paul Kruger se beeld in Orania. Jy ontvang ook 'n persoonlike sertifikaat wat jy met trots kan uitstal. Maak dus van hierdie geleentheid gebruik om vir jou en vir jou kinders stene te koop. Daar is net 2500 stene beskikbaar, so moenie jou sertifikaat misloop nie. Daar is hierdie jaar groot dinge op pad wat hierdie projek aanbetref, so maak seker dat jy ingeteken is op die Orania beweging se blad, sodat jy geen nuus mis nie. Jaco van die Kerk vra die volgende. Ek volg julle werk getrou en is opgewonde oor dit wat julle doen. Ek het 2 onderwerpe vandag. Die eerste is, kan julle mense akkommodeer wat oor die internet vir maatskappye buite Orania werk? Ek wil sommer so vinnig antwoord, in Orania akkommodeer ons nie mense nie, ons akkommodeer onsself. Jy bou jou eie realiteite op. My tweede vraag is, meer 'n ek wonder wat julle opinie is tipe vraag. Wat maak 'n Afrikaner?
Wat jou eerste vraag aanbetref, hier is verskeie mense in Orania wat vir maatskappye buite Orania werk en dit natuurlik doen deur gebruik te maak van die internet. Net so is daar verskeie besighede in Orania wat hulle produkte uitvoer en deur middel van die internet bemark en verkoop. Selfs hier by die Orania beweging word 'n groot deel van ons boodskap oor die internet gedeel, soos op platforms soos hierdie een. So die antwoord is ja. Orania kan mense en besighede akkommodeer wat van die internet afhanklik is om te werk. Hoëspoed internetverbindings is ook 'n fokuspunt op Orania se infrastruktuurontwikkeling. Ons moet 'n gunstige en lewende ekonomie hier vestig en daarvoor is die internet, tegnologie en mekanisering broodnodig. Aan die beginjare was die internetspoed besonder swak in Orania. Intussen het die dorp al uitgebrei met 'n selfoontoring en is besig om stelselmatig optiese vesel te installeer. Ek is seker dat daar steeds baie is wat kla oor die internetspoed. Maar dan ook, ek het nog nooit op 'n plek gebly waar daar nie oor die wifi gekla word nie. Die internetdienste verskaffer sal weet waarvan ek praat. Nou, jou tweede vraag. Wat is 'n Afrikaner? In die eerste plek nooi ek gerus die kykers uit om in die kommentare hierdie vraag te beantwoord. Wat sê julle? Wat is 'n Afrikaner? Uit die verskillende antwoorde sal 'n mens miskien verskillende definisies opmerk. Maar wat jy sterker sal opmerk is 'n deurlopende basiese konsensus. Afrikaners weet wie Afrikaners is. Ons het 'n gedeelde afkoms. Ons voorouers het getrek uit Wes-Europa, maar die Afrikaner is gebore in Suid-Afrika. Ons het saam getrek, saam geveg en saam gebou. Gedeelde ervarings en gedeelde uitdagings het die Afrikaner as 'n volk saamgesmee. Ons het 'n geskiedenis, ons het 'n gedeelde erfenis en ons volk het 'n toekoms ook. En daarom dink ek jou vraag verwys eintlik na hoe bepaal Orania wie is 'n Afrikaner en dus wie kan saam aan hierdie Afrikaner tuiste kom bou. Wel, daar bestaan nie 'n lysie of 'n toets wat jy moet slaag om te bewys aan watter kultuur jy behoort nie. Maar die gemeenskap as 'n geheel kan 'n gevoel of 'n verhouding teenoor 'n persoon ontwikkel en hom of haar dus as deel van die gemeenskap aanvaar. Ek sê weer, Afrikaners weet wie Afrikaners is. Inteendeel, die wêreld weet wie Afrikaners is. Ons het oorloë teen die grootste mag in die wêreld gewen. Ons het kernbomme gemaak, ons het hardoortplantings gedoen. Ons, as Afrikaners, het al baie dinge reg gekry en mense weet wie ons is. Daarom sê ek altyd, hierdie is 'n vraag wat wederzijds gevra moet word. Ja, aan die een kant is die vraag, wie is die Afrikaners wat Orania bou? Maar aan die ander kant is die vraag ook, wie aanvaar sy identiteit as Afrikaner, as 'n verantwoordelikheid om te kom help bou? Onthou, om in Orania te vestig beteken nie net om 'n inwoner van 'n dorp te wees nie. Dit beteken eerstens om 'n aktiewe bouer van Afrikaner vryheid te wees. En eerlikwaar, as jy nie self 'n Afrikaner is nie, dan kan ek nie verstaan waarom jy jou lewe daaraan sal wy nie. Ons laaste vraag, vra Roan. Watter koffie drink julle in Orania? Wel Roan, ons drink melkkoffie, kappie koffie, kondensmelk koffie, kits koffie, moerkoffie, flou koffie en sterk koffie. En ek persoonlik drink swart koffie met 'n tikkie vry daarin.